Goeiedag vriende en baie welkom by vanoggend se saamreis deur die Here se woord en mag jy krag daaruit put en mag jy daardeur ook vernuwe word. Ons teksgedeelte ons lees saam uit Efesiërs 3. Ons lees vanaf vers 18 tot 21. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die eer in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Wat 'n wonderlike gedagte, wat 'n wonderlike belofte. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat julle verstand te bowe gaan. Net later in die Filippense brief, dan praat hy oor vrede. Hy sê, mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en oor julle gedagtes, die wag hou in Christus Jesus. En hier praat hy van God se liefde. Amper 'n onpeilbare liefde wat jy nie met 'n maatband of met 'n meetinstrument die omvang en die wyte en die diepte en die hoogte daarvan kan bepaal nie. En ek dink die woordjie wat ons ook later hier in vers 21 hoor, aan hom kom toe die eer in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus. Ons het gister gepraat oor wat dit beteken om as kinders van God sy eiendom genoem te word, sy kosbare besitting, dat hy soveel sê, ek het jou, jy is myne, ek neem eienaarskap oor jou lewe, en dat gevare jou nie sal bedreig nie, en dat hy jou vrese daarvoor wat hy die vrese daarvoor kom stil maak. En dan hierdie oorvloedige gedagte dat die liefde van Christus wat amper geen einde ken nie, dat jy dit mag ken, dat jy die volheid daarvan mag leef. En ek dink so in die omstandighede van die tyd waarin ons leef, is dat dit uiteindelik dat ons daardie liefde mag ken, maar ek wil amper sê dat daardie liefde ook die beselfde mate waar Christus uiteindelik, wanneer hy sy disippels kom dien deur hulle voete te was, en hulle nooit tot dieselfde toe, want dit is hoe sy koninkryk lyk, alhoewel hierdie Paulus se brief is, kan ek en jy ook sê dat hierdie liefde, mag ons hierdie liefde ervaar, maar mag ons met hierdie liefde so omgaan, dat ander mense hierdie onmeetbare liefde van Christus kan ervaar, wanneer hulle met sy kerk, met sy kinders, met sy volgelinge ook te doen het. Mag hulle beleef dat hier is mense wat verbind en in verbondenheid met God leef. Dat dit veel meer is as om 'n bepaalde manier of 'n bepaalde morele ingesteldheid te leef. Maar dat dit mense is wat met hart leef, mense wat deernis het, mense wat begrip het, mense wat omgee het. Mense wat besef, dit is onmeetbare liefde wat oor hulle spoel, en daarom wil hulle dat ander ook daaraan kan deel. En dit mag proe en dit mag ervaar. Miskien wil jy vra, hoe is ek so 'n kanaal dat God se onmeetbare liefde oor mense spoel? Of hoe is ek die sluys wat keer dat mense God se liefde kan ervaar? Dit van mense afbaken, afkamp, dat hulle iets anders beleef. As mense wat in verbondenheid met Christus leef.
is dit waartoe ek en jy genooi word, geroep word, waartoe ons geroep word om te leef. En mag dit ook in ons lewe, in ons voetstappe, in ons praat en in ons kom en in ons gaan, mag dit die merke en die afdrukke wees wat ons ook so los in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat ons hierdie onmeetbare liefde ontvang en ervaar, en mag ons dit ook so leef, dat mense mag deel het daaraan. Dat hulle dit kan smaak en dit kan proe en dit kan ervaar. Mag ons as instrumente van u liefde, van u goedheid, van u warmte ook so leef. Dit bid ons in die wonderlike naam. Ons loof u daarvoor. Amen. Genade en goedheid, mag dit jou volg. Tot die volgende keer. Totsiens.